Amen. Aan U behoort die krag en die heerlikheid en al die aanbidding van ons hart. And you deserve the glory. Amen. 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 Wonderlik, dit is so lekker om vanoggend hier by mekaar te wees. Ek wil net gou hoor Natasha, as Natalie praat, ek gaan dat sy praat vanoggend, sal sy ons kan hoor, nê? Net soos dit. Okay. Natalie, hoeveel tyd het jy? Kan ek eers net iets doen voor ons oorgaan in gebed vir Suid-Afrika en dan ook daai skrif in Obadja behandel? Hoe lyk jou tyd? Ja, Tanya, ek het tyd tot hoe laat is die vroue bidsessie gewoonlik? Dis gewoonlik so van 10:30 in die oggende tot so 10:30, 11:00 se kant. Ja, dis reg, ek het tyd tot 11 uur. Great. Ag, baie dankie hoor. Ek wil hê ons moet deel maak. Ek wil net eers gou, maar jou skrif sluit saam aan by die hekke. Dis hoekom dit vir my so lekker is. Ek wil dit op vlak van Okay. Botawil vat, maar dan ook Suid-Afrika. So ons gaan daarmee afsluit. Ek wil vir julle 100%. sê dat ons is op pad na Pesach toe. Pesach is the 2nd of April to the 9th of April. And this year I really feel that the Lord wants us to prepare this year. Because about 2-3 weeks ago, the Lord dealt with us about His appointed time that He wants for us. En verlede week en die week voor dit, hy met ons begin praat oor al die defiled tydlyne. En ons het laas keer het ons repent daarvoor. So ek glo dat hierdie jaar met Pesach, as ons begin met Pesach, is daar 'n appointed time wat die Here oopmaak vir ons elkeen, maar ook hier op aarde, wat vir my baie, baie belangrik is. Maar nou wil ek julle terugvat na verlede week toe. Ek was Saterdagoggend toe ek hierdie ding agterkom, was ek so sonder woorde gewees. Daar was so 'n alom plek van bewondering en ek het nie woorde gehad om uit te druk wat in my is nie. So last week we repented of all the timelines and I shared with you how the God prepared us and how we prayed also as the leaders group for the gates of Botawil, Godsong en Naledi. So I shared that with you. Elma, jy was nie hier gewees nie, ek wil net vir jou 'n opsommingie gee. Ons bid die afgelope tyd oor die hekke van Botawil. Want die Here wil die hekke inneem en die woord sê vir ons in Josua, in die hekke word die oorlog gevoer om die gode te verander. En ons weet dat die tekens in Botawil se hekke is vrymeslaer tekens. So daai goed moet afgebreek word en die Here moet hierdie dorp weer in besit neem, want dit beïnvloed ons almal in die gemeenskap. So 'n hele tyd gelede, verlede jaar, die Here ons gelei met een van die internasionale leiers, Dr. Laura Sanger, en ons het gaan bid veral by plekke in Botawil, onder andere by die moedergemeente, wat se toring al 'n hele paar jaar terug gaan stop het. En ek het gedeel, ons het daar besef, daar is 'n time capsule, 'n gefriesde tyd oor Botawil. En soos ek gebid het, die Here vir my gewys in Botawil die geskiedenis. Hoe lank is jy al in die dorp? Hoe lank bly jy in Botawil? Goed. Nou kom ek sê nou vir jou die gemeenskap en die gemeenskappe hier oor. Daar het oor baie jare het die regering byvoorbeeld 2 groot myne 'n groen lig gegee om te begin hier. Almal is in rep en roer en dan stop dit skielik net. En dis 'n storie in baie van ons se lewens. Goed begin en dan stop dit sonder om vrug te dra. Dis daar die ethanol kwessie. Ek praat sommer net van 2 groot goed. Wat begin, almal is vuur en vlam, die huispryse skiet die hoogte in ekonomie, en dan skielik word dit toegemaak. En dit stop. Want die vyand het 'n reg om dit te doen. En die Here het ons oë begin oopmaak. Wanneer daar 'n reg van die vyand is, dan kan ons as sy kinders ons humble en sê, Here, ons neem verantwoordelikheid vir hierdie sonde en ons vra vergifnis, want ons wil 'n bevryding hê. Nie net in ons dorp en gemeenskap nie, maar ook in ons eie lewe. Want dit is hoekom goed in ons lewe stop. Daar is 'n defiled timeline en ek het laasweek daaroor gepraat. Hoe gebeur dit? Deur ons rebellie, deur God se roeping te verwerp, deur ongehoorsaam te wees in sy woord, deur mense te volg in plaas van God, deur this is the way that we give a legal right to the enemy to defile God's timing in our lives.
So last week we repented. You were all here. Most of you were here. And we humbled ourselves and we stood and we said, Lord, we are standing here. Because the next day, last Friday, the group went out to clean the gates of Botawil, Godsong and Naledi. And we repented in this group. And I prayed this morning and say, 1 verslaane 1000, 2 10,000. So in certain places, one person cannot repent on its own. We need the body of Christ. We need to represent God's army. So if we look at this morning, we are quite an army, if you make the maths. And this is why we gather in groups to pray certain things, especially about our our town and the region and South Africa and the nations of the world. But what happened last time, do you remember as we repented, we ended with Psalm 24. Lift up, O you gates, that the King of glory may enter. Who is the King of glory? We ended with that. Now the Torah portion, those 5 books of the Bible that Natasha put on our groups every week. This is the, Elma, do you know what's the Torah reading? Yeah, good. So this week's Torah reading, I was so busy I didn't have time last week to do the Torah reading. Because that shows us where we are and how are we positioned in the file time on earth. I spoke about this last week, where we are under the Roman gods. January, the god of beginnings. February, that ugly sexual god. March, Mars, the god of wars. This morning someone said, I cannot believe why March this year is a struggle and a fight the whole. And I said, pray and remove the demonic time clock over your life and align it with God's time. So we prayed and we did this. Friday, I explained in the group, there was really very, very important things that happened there. We as a group of leaders stood in the gap and we really just repented and asked the Lord to forgive us. And then we went out to the gates, physically with communion and to break the communion and to clean the gates and to ask the Lord's repentance. At every place in the gates, we ended with Psalm 24. Lift up, O you gates, the King of glory. But Saturday morning, when I sat and I opened last Thursday's Torah portion, it's all about the Israelites that were called out of the gates of Egypt. And they needed to enter the gates of God's promises. And they quoted Psalm 124. And I sat there and I thought, my Lord, we are touching and walking ages ago. The same opening, because you hold time in your hands. And the Lord gathered us in His perfect timing to do something in Botawil that the Israelites did ages ago. To move into, this is why I say this year is God's appointed time that's opening. We are going to enter the gates of the new season with Jesus as the Lord and the Master and the Savior with us. So hierdie was vir my so, dit net vir my gevoel of die teenwoordigheid van die Here so naby is, dit gevoel as ek my oë oopmaak en ek vat, sal ek aan hom vat. Daar was so 'n teenwoordigheid in nabyheid van hom en ek wil vir julle sê, die Here het vir ons as 'n groep al goed laat doen hier en laat bid, wat geskiedenis gemaak het. En dat die Here ons as gewone mense, en ek sê, ek dink, ek het vir Izet gesê, as ek sê, ek sit op daai plek en ek dink, Here, wie is ek? Is dit nie met 'n negatiewe minderwaardigheid, wat eintlik vals trots is nie. Dis daai diepe wete van, wie is ons as mense, dat die Skepper God van die hemel en die aarde, ons gebruik om sy wil te doen, in tyd. Dis net eenvoudig vir my so, dit was vir my so groot gewees, julle. So dit was vir my iets wat ek met julle wou deel en vir julle sê, die vrug van wat ons laasweek gedoen het, en vandat ons verlede jaar begin het om die hekke letterlik te redeem, het die Here ons net op 'n plek gebring waar
soveel goed in lyn val. En op hierdie stadium moet Izet nou gereed maak. Hulle is nou besig met samesprekings om die goed af te breek en te bou. So Vader, ek wil hier staan en ons wil vir Izet voor u bring. En ons wil vra, elke plan en strategie steek julle hande uit van die vyand om in te meng met u salwing wat u wil doen. Ek bid dat dit sal val en dat u sal doen wat u wil doen in deur haar en dat daardie klippe in die hekke opgerig sal word om u naam te verheerlik. En dankie dat ons saam met haar kan staan. So ek neem gesag oor alle stemme wat met haar praat wat nie van u af is nie. En ek maak dit stil vandag. En ek bid dat u haar ore en haar oë sal salf, dat sy sal sien en doen dit wat u haar geroep het om te doen in die naam van Jesus. So alle gevegte oor die fisiese werk hier, ons neem gesag daaroor en ons kanselleer dit in die naam van Jesus. Amen. 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 Great. Hi, Pastor Isaac. Pastor Isaac was one of the leaders in the gates. Pastor Isaac, you need to ask Evelyn what happened. You will be very, very blessed. Okay. Evelyn, you need to share with him the whole story. Okay. Great. So this morning, I just want to touch, I know that the Lord is really, as he dealt with us, with the whole story of the gates, he is really guiding us to look into our own lives for what needs to be dealt with before Pesach. We need to understand that we are his bride. And he says in his word, the bride will prepare herself. Niemand gaan ons lewe skoonmaak nie, julle. Ons moet ons eie lewe skoonmaak. Ons moet onsself voorberei dat ons lyk soos Jesus, ons bruidegom. Nou wil ek vir julle sê, iets wat vir my nogal regtig waar hier gevang het, en ek wil dit vir ons lees van hierdie Rabbi Son. Want dit gaan regtig oor 'n plek van shalom, van vrede, wat God wil hê. Ons moet met onsself hê en met ander mense. En op hierdie stadium wil ek vir jou sê, gooi die vyand 'n klomp goed na my toe, wat mense regtig waar my op 'n plek wil bring van divisie met hulle, van sommer net gevegte wat hy wil oopmaak, wat baie moeilik is. Wanneer ek hierdie woord bring, moet julle weet, die Here toets my so deeglik hier aan. En ek kom nie altyd eer nie, julle. Ek is net soos julle. Maak nie saak hoeveel kennis, hoeveel geleerdheid, wat jy ook al hê nie. Ons stap almal dieselfde paadjie, maar ons het die Here en ons het die Heilige Gees om ons te help. Ek wil hierdie vir ons lees. Shalom is a state of overall covenant blessing, characterized by high levels of peace, quiet enjoyment, and aspects of one's life and relationships, safety, security, wellness, ample provision, wholeness, and contentment. This is what shalom means. And wanneer ons kyk na die Willa, waar het jy nou daai ding? Wanneer ons kyk na die Numeri 6 se blessing, ons ken dit as die Here sal julle seën, die Here sal sy aangesig oor julle laat, maar ek wil net die Hebrew understanding, dis wat die Here vir 'n Sondag vir Izet gewys het in die gemeente, wil ek net vir julle hier lees, en dan verduidelik waar is daar, daai Numeri 6 se, dankie Willa, se betekenis, daar staan eintlik, Yahweh will kneel before you, presenting gifts and will guard you with a hedge of protection. Yahweh will illuminate the wholeness of his being towards you, bringing order, and he will provide you with love, sustenance, and friendship. And then Yahweh will lift up the wholeness of his being and look upon you and set in place all you need to be whole and complete. Verstaan julle waaroor hierdie blessing gaan in Numeri 6? As ek kyk na die Afrikaans en selfs die Engels, dan maak dit nie vir my soveel sin nie. God het hierdie offer wat hy Jesus vir ons laat bring het hy letterlik kom kniel voor ons. En vir ons gesê, as jy hierdie offer van my seun aanvaar, dan gaan ek jou herstel na wie jy behoort te wees, voor die sondeval. En die volmaaktheid van wie ek is, his image,
sal hy ons toelaat om in te groei en dat die volheid, ons faith mission van Jesus al meer en meer gestalte kry in ons. En ek het al vir julle gesê, hoe lyk die bruid van Jesus? Hoe moet ek en jy lyk? 'n Reflection van hoe die bruidegom lyk. Dis hoe ons moet lyk. En in hierdie week se Torah gaan dit oor, wat is daar in ons lewe wat nie onder God se begrip van shalom is nie. At the heart of the shalom experience is a sense of being harmonious and productive relationship with the Holy One, with all one's closest family members and friends, with mankind and creation at large. Shalom is what we wish for ourselves, for our children, and for all men. Hence we love to greet each other, coming and going, with the blessing of shalom. In reality, however, we know that true shalom is possible only through the experience of a vibrant, maturing covenant relationship between a man and the Holy One. Man cannot bring about shalom. Only the Holy One can. Fortunately, we who have entered into covenant with the Holy One have Him as the strong partner in our covenant. As when and to the extent we align ourselves with His will, following the Korban Allah protocol, and choose to view and relate to physical things and material possessions as mere instruments of employment in His redemptive plan, instead of something to be desired of our own beauty or value, following the Korban Minkach protocol. He loves to bring shalom into our lives and relationship. He does not do this all at once, but gradually, sequentially, as we gradually surrender one area of life, urge, appetite, and fear, at a time His will and His ways. Proverbs 6 verse 17 says that when a man's ways please God the Holy One, He makes even his enemies to be at peace with Him. Even his enemies. Maar nou wil ek hierdie stukkie vir julle lees en ek wil hê julle moet mooi luister. Ons sien baie keer wat gebeur het met die sondeval met Adam en Eva. Maar vanoggend het hier vir my 'n ding geklik wat ek wil hê julle moet sien. Man has now downloaded a virus of sorts. A virus designed by the serpent to cause us to misread affectionate feelings and fleshly attractions as love. But they are nothing of the kind. It is all just part of the toxic effect of the fruit of the tree of knowledge of good and evil. The not love virus makes our idea of love all about how a person does or does not please us with their appearance, when our fleshly appetites and make us feel important. Thus we go looking for love in all the wrong places and faces. We tend to wind up treating people we think we love as our personal slaves, playthings, scapegoats, demigods, and or punching bags, as when it suits our fancy. We demand that they make us feel the way we think we are supposed to feel. We rely upon them to make us happy. We get hurt, offended, frustrated, and critical when they do not. And we let them do the same to us. If it is all about feeling, all is fair and love in war. And of course, eventually, what we mistakenly thought of love tends to wind up looking a whole lot alike more than war than it does love. When the serpent virus of not love infects us, you see, we start to lump people into classifications and categories. We start putting labels on them instead of recognizing, calling forth, and nurturing their individuality and unique potential for greatness.
As a result of the not love virus, we have become so poisoned in our minds, our emotions, appetites, urges, and vision that without divine help and guidance, we are helpless to resist the pool of soul ties we have entered into with people as we use them and consented to be used by them for selfish, immature, unholy purposes. We swallow up the people in our lives into drama scenarios. We ensnare them to intricate webs of self-interest deception. Unlove presents itself in an easily recognizable symptom complex of impatience, irritability, unkindness, ungentleness, unforgivingness, and unfaithfulness. Maar Jesus het gesterf om God se holnis terug te bring. Maar besef julle dat Adam het gekom en Eva ontvang as my helpmeet. En hy het vir die Here dankie gesê. Die oomblik na die sondeval, toe beskuldig hy die Here en hy sê, die vrou wat U vir my gegee het. Waar 'n man behoort met sy liefde die foute van sy vrou toe te maak, vir haar te bid tot sy op 'n plek kom waar sy weer die bevryding en die herstel kry wat sy behoort te doen. Maar Adam se storie is die storie van ons verhoudinge en lewe ook. Besef julle dit? En dit veroorsaak baie probleme. Die Here vat ons nou op 'n dieper level voor hierdie Pesach. Dat ek en jy, onthou die fees begin met die kruisiging, dan is dit die paar dae van unleavened bread. Dat ons in daai tyd hom kan vasvat en sê, Here, my kwalifikasie van wat liefde is selfsugtig en selfgesentreerd en ek het nie onvoorwaardelik lief nie. En ek kies vir wie ek lief wil wees. En die mense wat volgens my bietjie te nakom, skuif ek baie netjies en versigtig uit my lewe uit, dat ek nie te veel met hulle te doen het nie. Dit gaan nie meer oor ek en jy nie. Dit gaan oor hom. Ons kan nie langer ons eie opinies en ons persepsies en ons desire kom please nie. As ons sê, vanoggend toe ons begin, ons lê onsself op hierdie altaar neer, gees, siel en liggaam, as 'n lewende offer. Wat beteken dit, julle? Dit beteken dat ek vir die Here sê, help my om deur U woord, my eie selfsugtige desires te kruisig. Help my dat alles wat in my lewende offer, ek behoort aan U, onaanneemlik vir U is. Help my om dit nie net te repent nie, maar te verander in my lewe. En dat ek onvoorwaardelike liefde in my hart vir U sal kry. Ons is opgerig in 'n stelsel, selfs as ons bid. En ons kyk na al hierdie verkeerde goed in ons regering. Daar is 'n plek van oorlogvoering en waar ons moet bid en align met die Here. Want hy kom en hy sê vir Jeremia, wat nie van my af is nie, ontwortel, breek af en vernietig. Maar dit gaan oor die strukture, die korrupsie, die sisteme, alles wat opgerig is, wat defile is. Dit gaan nie oor die mense nie. Ek moes uit my hart uit repent, want ek het met hierdie hele oorlogssituasie gedink, en dit gesê, en ek is jammer as ek het vir julle gesê het. Ek hoop dat sekere mense in ons regering is dom genoeg om nou verkeerde goed te sê. Dit klink alles goed en reg, maar hoe liefdeloos is dit nie? Want elke een van ons wat verkeerd is, wat kyk na mense wat verkeerd is, en hulle is verkeerd, hoor my mooi, ek praat nie goed reg nie. Maar besef julle, dieselfde Skepper wat ons geskape het hulle geskape. En besef julle, dieselfde prys wat Jesus vir my en jou betaal het, het hy vir hulle betaal. En besef julle, ons gesindheid van ware, onvoorwaardelike liefde, kan miskien dalk 'n verskil maak in hulle lewe omkeer, terug na God toe. En ek voel op hierdie plek, so,
ons sien die goed wat verkeerd is, dan staan ons op en ons judge mense. Wat hulle verkeerd doen is verkeerd julle, maar ons moet dit skei van die mense, want die mense alleen kan God oordeel. Ons kan nie hulle judge oor die verkeerde goed wat hulle doen en sê nie. Ons kan nie dit doen nie. Dit maak nie die verkeerde goed wat hulle doen reg nie. Hoor dit mooi. Maar wat by my en jou se harte moet uitkom, moet heel eers die onvoorwaardelike liefde van ons God wees vir hierdie mense. Want Jesus se onvoorwaardelike liefde het my en jou kom verander. En ek wil vir julle sê, as ek terugdink aan hoe ek was voordat Jesus my gered het, dan is daar 'n paar horrible goed wat ek nie eens wil onthou nie. Gelukkig die Here het vergeet daarvan, daaroor kan ek dit ook vergeet. Maar net so met al hierdie ander mense ook. Moenie laat die genade en die liefde van God en sy teenwoordigheid in ons lewe ons na daai virus toe vat van die vyand, wat mense laat judge en goed oor hulle laat sê. En ek praat nie van die plek waar hulle verkeerde goed sê, waar ons dit kanselleer, ek praat nie daarvan nie, ek praat oor die mens. Want Jesus se bloed, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het. En vir my is dit verskriklik, as ek nog steeds in hierdie tyd te doen het met mense, wat in rasisme staan, en wat goed uitspreek teenoor die swart mense of teenoor die wit mense, wat hulle so judge en uit mekaar uitskeer, dan dink ek, Here, dit kom uit kinders van die Here se monde uit hierdie. Waar is u onvoorwaardelike liefde vir ons? En ek sê nie wat ek sê vanoggend, om ons op 'n plek te bring van judgment nie, of kyk waar ons is nie. Jesus het die prys betaal vir my en vir jou. En die feit dat die Here hierdie ding, wat vir my 'n baie sensitiewe, maar baie ernstige ding is, hierdie jaar deur die Torah na vore bring, wys dat hy deur alles wat hy gedoen het in ons lewe al tot hiertoe, ons gereed gemaak het dat ons met hom hierdie ding kan deel in ons lewe. En dat ons kan begin kyk, dat ek en jy reg begin praat en reg begin bid. My hare staan reg op as ek baie keer 'n gebed van iemand kry, wat hulle bid en ek dink, jy's in witchcraft. Jy's besig om mense te judge en te veroordeel en dis witchcraft. Hierdie is nie 'n gebed vir die Here nie. Jy is nou besig om te side met die kamp van die vyand. Maar die krag en die autoriteit van God op jou wedergebore kind se lewe, skaak die vyand dan om sy koninkryk uit te brei. En die mense weet dit nie eers nie. Dis hoekom die Here verlede week vir ons gesê het, Openbaring 3. Kom en kom koop die oogsalf van my. Smeer dit aan julle oë, laat julle julle eie geestelike poverty sien. As ons nie toelaat dat die Heilige Gees hierdie goed vir ons openbaar nie, gaan ons bly op 'n plek van, ek is wel, alles is wel met my siel, en die fariseer wat staan en sê, Here, dankie tog, ek is nie soos hierdie ander mense nie. Dis selfgeregtigheid. En 2 weke terug het die Here in die potbeen, wie van julle het daai ding oor self-righteousness geluister? Die Here het so met my gewerk daai oggend, en ek het besef, Fransie van Wyk, jy beter repent, want jy is op 'n plek van self-righteousness, met sekere goed wat jy in verhouding met sekere mense staan. En ek besef die woord wat die Here vir ons gee in hierdie tyd, is 'n ernstige woord. En julle, ek gaan nie, met die genade en die krag van ons God, een van daai 5 maagde wees, wat 'n wedergebore kind van die Here is. Dis nie 5 hoere nie, dis 5 maagde, en daai deur gaan toe voor my nie. Die Here is besig om ons te lei, en ons te vorm, om op die plek te wees, waar ons kan inkom as sy bruid. Amen. Izet, wil jy iets van die Torah byvoeg? Kom sê dit. Elma, het werk hier so, as die Here vir jou woord of 'n skrif gee, dan kom jy vorentoe en jy kom deel dit, hoor? As die Here vir jou 'n skrif of 'n woord gee, dan kom jy vorentoe, daar staan tyd om dit te deel. Want as die Here hier moet ons praat oor 'n ding, is dit gewoonlik vir ons almal. Dis reg. Dis nie so maklik nie.
ek dink is vir ons almal moeilik, al hierdie goed. Ek verstaan hierdie liefde vir daai mense nie, nog glad nie. Maar die hele stuk van die Torah gaan oor soos in die hemel, so ook op die aarde. En daar kan nie sulke goed in die hemel wees nie. En nou ek wil net vir julle hierdie bemoediging gee. Dit is nou ongelukkig nie in Afrikaans nie, maar ek lees dit nou soos wat, jy weet wat hy sê, want hy sê julle moet heilig wees soos ek heilig is, soos Fransie nou gesê het, ons moet sy uitstraal, nê. We have come so far, but it has finally hit us. We have absolutely no idea how to bridge the matter of the few feet that now separates us from our King. He is going to make a way where there is no way. He is going to have to create that way, the same way He created the universe, with the breath of His mouth and the creative energy of His words. He is going to have to initiate, empower, and choreograph every aspect of our crossing over. And we are just going to have to learn to walk in the way and follow the protocols that He provides for us. Ek wil nog ietsie met ons deel hier. Deel van die Torah portion is Hebreërs 10 vers 9 tot 10 en ek wil dit lees. He then went to say, behold, here I am, coming to do your will, vir die Vader. Thus He, Jesus, does away with and annuls the former order, as a means of expiating sin, so that He might inaugurate and establish the second, the later order. Nou is daar baie mense wat kom en sê, ja, los die Ou Testament, Jesus het die weggedoen met die wet. Weet julle wat beteken daai, He did away? Dis nie reg vertaal nie, in Engels of in Afrikaans nie. Weet julle wat gebeur met die eerste wet? Want kom ons kyk na die 10 gebooie. Daai 10 gebooie kan ek en jy van die goed nakom, maar van die goed nie. Begin sommer maar net met hierdie ding, dat ons mag die naam van die Here nie ontheilig nie. Dis nie om sy naam uitlik te gebruik nie. Dis om met my getuienis van my lewe, my verkeerde dade, om te ontheilig. So nie een van ons kan daai 10 gebooie nakom nie. En God het dit geweet. Jesus, hy het dit kom wegvat. Weet julle wat beteken daai woord? He took that whole law that we could not obey into Himself through all our sin. And He brought forth the new understanding of the fulfilling of that law to say, if you love me, liefde, ware opregte liefde, nie die liefde wat so defile is deur die vyand en ons keuses met wie ons lief, vir wie ons lief het en wie nie, en wat ek sal doen in my liefde. Liefde is ook om te kom en te sê, Louise, my sussie, ek sien, hier en hier, doen jy goed wat nie reg is nie, ek weet dis vir jou sleg dat ek het nou vir jou sê, maar ek het jou te lief om jou aan te hou, dit te laat doen en te weet, dit kan jou verwyder van die Here. Asseblief, wil jy nie kom en laat ons die woord vat en kyk wat die woord daaroor sê nie. Hoor julle wat ek sê? Can you see what I say? We choose how we will love others, not the qualification of God's love. Sure, I've got such an anointing on this. And this is what the Lord wants us to do, to come back to the place where we will love with His love. We will understand that. And He did not away to say the law in the Old Testament is not valid anymore. He took that law that we could not obey and He drew it into Himself and He fulfilled it in His own body on the cross. This is the meaning of that scripture. That was quite deep this morning when I sat with the Lord and the Lord said to me, this is such a fight of the religious people to say, He done away with it. It's not the understanding of that. He did do away with the effect of that law on our lives by His love, by drawing that whole law into Himself
and being the sacrifice in our place, and then to be resurrected in the place where He say, if you really love me, you will love yourself, and with that you will love all people with a true love. May this Pesach also be a place and an understanding where we ask the Lord to unlock who He is and His love within us, that His true love will start flowing out of us in a way that can change us, but that can change the world as well. Amen. Anyone else with something that adds up to this? I'm praying for you, and I know you are praying for me. We need to pray for one another, that the word that the Lord bring forth every week, that this will not be a word just that we listen and take note, but that we will shema. The first prayer that God gave to the Israelites, to His people. Listen and hear. If you listen, but if you truly hear, you will obey. And that we will not listen every week alone, that we will hear what He's saying, and that we will obey Him. Amen. Anyone with a word? You guys on Zoom, anyone with a word that wants to add anything? Just open your mics. Okay. Natalie, do you just want to share with us? The Lord really gave her a vision that what we must pray for South Africa. And as we read it, you will say this is also to take a thing to repent in the gates, because I said to you, in the gates is where we fight the war to change the gods that will reign in that city. Natalie, jy kan praat? Dankie Tannie. Ek ek voel so 'n bietjie op my senuwees om hierdie woord te bring, want dit is sulke ernstige woord. So ek wil net die woord wat die Here vir my gegee het Sondag is Hey, ek kan nie konsentreer as jy so hier toe. Nou in die agtergrond nie. Ek's besig, Bernard. Daar sê goed. Askies die woord wat die Here gegee het vir my Sondag is die hele boek van Obadja, en dit is waar die Here judgment bring teen Edom, wat Esau se lyn is. En daar was vir my so baie gelyktrekkinge met Esau en waarvoor hulle gestaan het en wat hulle gedoen het. Hulle was altyd teen Jakob, teen Israel, en het saam met die vyande van Jakob en Israel gestaan. En daar's soveel gelyktrekkinge tussen Esau en ons regering. Maar voordat ek dit bring, wil ek net eers bid ook vir die mense in ons regering en vir onsself, waar daar dalk 'n plek van Esau ook in ons harte is. So Vader, dankie. Natalie, voor jy Ja, begin, wil ek ja, jy gaan ons almal nou saam lei, so ons gaan almal staan en saam met Natalie bid. Natalie, kom in repentance, ons staan saam met jou, dat hierdie regtig waar die woord is wat die Here nou gaan uitstuur. Onthou, hy het hierdie woord vir jou gegee, daar's 'n salwing op jou. So kom ons staan en ons bid saam met Natalie. okay. Okay, Natalie? Vader, ons kom net voor die troon in aanbidding, Here. U sê, enter my gates with praise and thanksgiving, Here, en ons bring net, Here, ons het harte wat oorloop vir die goedheid van ons, Here. Ons, we praise you for you are the King of Kings, you're the name above all names, you're seated on your throne. Dankie, Here, dat u die regverdige regter is, Here. Dankie dat daai verantwoordelikheid nie op ons rus nie. Vader, ons lê ook dit net voor u neer, Here, elke plek waar ons wou staan in judgment en waar ons mense wou judge vir hulle dade. Vader, ons kom lê dit net voor u neer en ons sê, u is die regverdige regter, Here. U weet alles, u ken alles, u ken die mense se harte, u ken die pad wat hulle gestap het en die besluite wat hulle neem en hoekom hulle dit neem. Here, u ken almal.
Vader, ons sê vir U dankie dat U op U troon sit, Here, dat niks vir U weggesteek is nie. Dat U alomwetend is en dat You know it all, Here. Dankie dat U elke mens se begin van hulle einde ken en alles, everything in between, Here. Dankie dat U elke mens se tydlyn ken en dankie, Here, dat U die God van detail is, Here, dat U die heelal in U hand hou en praat en sterre word gevorm, Here. Maar dankie, Here, dat U ook elke liewe mens se detail van hulle hart ken en Here, dankie dat die woord sê, voordat daar gedagtes in ons opkom, woorde of op ons lippe is, Here, ken U dit alles al klaar. U weet dit, U ken dit, U sien dwars deur ons, Vader. En dankie ook, Here, dat U dwars deur regering sien, en hulle planne vir die aarde en vir nasies en wat in nasies gebeur en hoe daai ripple effek het tot in mense in hulle alledaagse lewe. Here, U sien dit alles en U weet dit alles. Vader, en ek wil net kom en vra voordat ek hierdie woord bring en wil ek net vra, Here, dat die judgment wat uitgaan, Vader, ek bid vir spesifiek die mense in ons regering, Here, waar hulle verkeerde besluite gemaak het en hulle self align het met die vyand en die planne van die vyand en die werke van die vyand, Here. Bid ek en ek bid, Here, dat U net vir hulle nog 'n geleentheid sal gee om tot repentance te kom. Ek bid dat U lig sal skyn in hulle lewe, Here, en waar hulle nou op hot seats sit en waar daar regtig druk op hulle is, Vader. Baie keer moet ons regtig in 'n moeilike spot kom voor ons uitroep na U toe. Here, ek bid dat U hulle op 'n plek sal bring waar hulle sal uitroep na U toe, na die koning bo alle konings en die naam bo alle name, Here, en dat U self vir hulle sal openbaar en sal wys en dat daar so helder lig sal skyn, Here, dat hulle tot bekering sal kom en tot repentance sal kom. Ek bid vir daai geleentheid vir hulle, Here. En ek bid ook vir onsself, waar ons kinders van U is en ons harte vir U gegee het, Here, bid ek veral dat U vir ons sal kom wys deur die Gees, waar daar steeds 'n Esau in ons harte is, Here, waar ons steeds in rebellie staan in ons harte, Vader, ons staan in repentance en ons bid, Heilige Gees, dat U dit sal toemaak deur U genade, dat U regtig vir ons sal kom skoon was daarvan en dat ons net totaal sal draai na U toe en U wil U wil en U plan vir ons. Akondorobasket na kondorobakenye tendorobakondorobashne kondorobaketne kondorobasket. Akondorobasket na kondorobakenye tendorobakenye tendorobakoshkat na kondorobakenye tendorobasket. Kondorobakenye tendorobashne kondorobakondorobasket na kondorobakoshkat na kondorobakoshkat na kon. Vader, ek bid nou 'n oop hemel, Vader. Ek is die wessel, Here, ek is gebroken, maar ek bid dat U deur my sal vloei en sal werk, Here, en dat U plan en die woord wat U wil bring sal land, Here. Ek bid vir 'n oop hemel. Ek bid vir die engele om op te en af te gaan met die wil, met U wil en met U assignment en met U Kondarabashkit na kondorobakeshkat na kondorobakoshkat na kondorobakoshkat met U beveel, Here. So ek bring nou hierdie woord wat U vir my gegee het. So ek gaan net deur hom lees. Dis vanaf Obadja 1, the vision of Obadja. Thus says the Lord of God concerning Edom. We have heard a report from the Lord, and an ambassador has been sent among the nations, saying, Arise, and let us rise up against Edom for battle, for the Lord as commander. Behold, Edom, I shall humiliate you and make you small among the nations. You are greatly despised. The pride and arrogance of your heart has deceived you.
Here, ek staan net ook in repentance waar daar trots en arrogance in ons harte is. You live in the clefts and lofty security of the rock, whose dwelling place is high, who says boastfully in your heart, will bring me down to earth. Though you build your nest on high like the eagle, though you set your nest among the stars, I will bring you down from there, says the Lord. If thieves came to you, if robbers by night, how you will be ruined. Would they not steal only until they had enough? If gatherers came to you, would they not leave some grapes for gleaning? How Esau shall be ransacked by men who came by men who came to ravage with divine approval. How his hidden treasures shall be searched out. All the men allied with you shall send you on your way to the border. Vader, in hier wil ek ook net staan en ek wil sê hoe ons regering allies gemaak het met die vyand, Here. Ek wil net, ons het dit al gebid, maar ek wil dit net weer voor U bring, Here, dat ons nie in lyn is nie. Ons is nie in lyn met enige allies wat gemaak is met die vyand nie. En ons sê ons staan saam met Israel, ons staan saam met die konings, bo alle konings. Ons staan saam met Jesus, ons staan saam met sy plan vir Suid-Afrika, ons staan saam met sy wil. All the men allied with you shall send you on your way to the border. The men who were at peace with you shall deceive you and overpower you. Those who eat your bread, those who you trust, shall set a hostile ambush for you. There is no understanding of it. Will I not on that day, says the Lord, destroy the wise men from Edom, removing all wisdom and understanding from the mountains of Esau? And your mighty men shall, ek wil net ook hierso sê, destroy the wise men from Edom, removing all wisdom. Here, ek wil ook net in repentance staan, waar ons as kinders van U gedink het, Here, ons praat met wysheid, maar wat dit nie die ware wysheid is, was van ons God nie, waar ons met wysheid gepraat het, wat eintlik van die vyand afkom. Here, ons staan daar in repentance. En ons sê net, all wisdom of the enemy will be removed, and understanding from the mountains of Esau, and all understanding. And your mighty men shall be dismayed and demoralized, O Teman, so that everyone from the mountain of Esau may be cut off in slaughter. Because of the violence you did against your brother Jacob, shame shall cover you completely, and you shall be cut off forever. On the day that Jerusalem was destroyed, you stood aloof from your brother Jacob. On the day that strangers took his forces captive and carried off his wealth, and foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, dividing the city for plunder, you too were like one of them, collaborating with the enemy. Do not gaze and gloat in triumph over your brother's day, the day when his misfortune came. Do not rejoice over the sons of Judah in the day of their destruction. Do not speak arrogantly, jeering and maliciously mocking in the day of their distress. Do not enter the gate of my people in the day of their disaster. Yes, you do not look with a delight on their misery in the day of their ruin, and do not loot treasures in the day of their ruin. Do not stand at the crossroads to cut down those of Judah who escaped, and do not hand over the enemy those of Judah who survive in the day of their distress. Dan is it the day of the Lord in the future. Van vers 15 af. For the judgment to all nations, as you have done, it shall be done to you in retribution. Your evil dealings will return on your own head. Because just as you, Edom, drank on my holy mountain, desecrating it in revelry of the destroyers, so shall all the nations drink continually, one by one, of my wrath. Yes, they shall drink and swallow the full measure of punishment, and become as though they had never existed. But on Mount Zion in Jerusalem there shall be deliverance for those who escape,
and it shall be holy, no pagan will defile it. And the house of Jacob shall possess their former possessions. Then the house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame, in executing God's wrath. But the house of Esau will be like stubble. They, Jacob, shall set them on fire and consume them, the Edomites, so that there shall be no survivor of the house of Esau. For the Lord has spoken. Then those of the Negev shall possess the mountain of Esau, and those of the Shephelah shall possess the Philistine plain, and they shall possess the fields of Ephraim and the fields of Samaria, and Benjamin will possess Gilead across the Jordan River. And the exiles of this host of the descendants of Israel, who are among the Canaanites, as for the Zarephath, and the exiles of the Jerusalem, who are in Sepharad, shall possess the cities of the Negev. The deliverers who shall go up to the mountain of Zion to rule and to judge the mountain of Esau, and the kingdom and the kingship shall be the Lord's. Vader, ek wil net vir U dankie sê dat Suid-Afrika as 'n nasie in nuwe hekke staan, Here. Dankie dat die tydlyn van Suid-Afrika in U hande is, Vader, en dat die tyd tot vervulling gekom het van korrupsie, dat daai tyd verby is, Here. Dankie dat ons in nuwe hekke staan vir Suid-Afrika, Vader. En dankie dat soos hierso staan, that the kingdom and the kingship of South Africa shall be the Lord's. Amen. Here, dankie vir dit. Dankie vir dit. Here, dankie vir leiers, vir Suid-Afrika, nuwe leiers wat U gaan oprig, Here, wat Godvreesend gaan wees. Dankie, Here, dat die vrees van die konings bo alle konings in hulle gaan wees. En dankie, Here, vir die seisoen wat U hulle opgerig het. Ek sien soos Dawid 'n herder was en in die veld was hulle ook, Here. Dankie dat U hulle gevorm het, dat U hulle gerefine het vir 'n seisoen, Here. En dankie dat hulle tyd nou gaan kom, dat hulle gaan opstaan met die autoriteit van Jesus. Vader, ek sien om hulle 'n visioen wat U vir my al gegee het, Here, terug. Here, sien ek nou weer 'n muur van vuur om hulle, Here, en die vuur het in hulle ingegaan en die vuur was in hulle en hulle het met die vuur van die Here gepraat. Dankie, Here, dat die woorde van hulle soveel autoriteit sal dra dat dit will devour the enemy. Dat dit sal verbrand alles wat voor hulle is, wat nie van U af is nie, Here. Dankie dat U in hulle en deur hulle 'n refinement sal bring vir Suid-Afrika en vir die strukture van Suid-Afrika en vir die strukture van ons regering. Dankie, Here, dat daar 'n refinement sal kom. Dankie vir leiers wat U oprig, Here, en die skrif ook in Joel wat U gesê het wat daar die tyd en die seisoen en alles wat die locust gebring het en die destruction wat die locust gebring het en waar hulle gesteel het, Here, dat U dat U restaurasie sal bring, Here, dat daar restaurasie sal wees. Dan die Fransie, ek wil net daai skrif lees in Joel, ek wil hom net kry. Kondorobakeshkatna, kondorobakoshkatna, kondorobakenientendorobakoshkatna, kondorobakoshkatna, 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 kondorobakoshkat. Dis Joel 2 vers 24. And the threshing floor shall be full of grain, and the vat shall overflow with new wine and oil. And I will compensate you for the years that the swarming locust has eaten, the creeping locust, the stripping locust, and the gnawing locust. My great army, which I sent among you, you will have plenty to eat and be satisfied, and
Praise the name of the Lord your God, who has dealt wondrously with you. The Lord will compensate South Africa for the years that the swarming locust had eaten. Ja. Amen. Ek wil net hierso and the praise the name of the Lord your God. So ek wil net verklaar dat die naam van Jesus Christus sal op die lippe wees van die mense van Suid-Afrika. Amen. Nie die naam van Mohammed of Allah of enige moslim naam nie, maar Jesus Christus sal op die naam van die lippe wees. Ek wil net daar ook in lyn kom, dis 'n profetiese woord wat Tannie Fransie, wat is die profeet se naam met die lang hare uit profetiese Kim Clement. Yes, Kim Clement. Hy het daai profetiese woord ook gegee vir Suid-Afrika dat die naam van Jesus op die lippe gaan wees van die mense en dat Christendom die religion gaan wees van Suid-Afrika, maar ek wil ook sê dat dit 'n diep verhouding gaan wees. Dit gaan nie net 'n religion wees nie, maar 'n verhouding met die koning bo alle konings en die naam bo alle name. Amen. Nou Yes. ons keer terug na people of the way. Ja. So ek wil net ek voel die woord dis die woord wat die Here wil gee en ek wil net daarop sê amen as Tannie net sal afsluit. Amen. Ek wil net Dit oopmaak waar ek nog wil hê jy moet gou-gou bly by. God het gesê, Esau haat ek. Hoekom het hy dit gesê? Omdat Esau gekies het om sy vlees te volg bo God se strukture, hy het die eersgeboortereg, hy het besluit wie hy wil doen. Daarom het hy besluit hy gaan lewe vir die vyand en nie vir God nie. En daarom het hy God se judgment gekry. En sê die Here in sy woord vir Jakob het ek lief, maar Esau haat ek. Nou hier kom die Here en hy gee judgment vir Esau en alles wat Esau gedoen het. Maar wat moet ek en jy repent? Ons het gekom, ons kyk na Suid-Afrika, ons kyk na die regering. Daar's nou kommissies in die gang. En ons verlekker ons in die mense wat expose word en die goed wat oopgemaak moet word. En ek kyk na myself ook en ek dink goed so. Nou gaan julle boet, nou gaan julle. Dit is wat die Here vanoggend oor praat julle. Ons moet kyk na die goed. Die Here judge die goed wat hulle doen. Maar hy daai mense lief. En ons moet ons harte verander en ons moet God se liefde begin minister in die gees na daai mense toe, want hy sê hier in vers, wat is die vers? But you should not have gloated over your brother's day. Nou kom al hierdie ongeregtigheid uit in Suid-Afrika en daar's mense, ek self op baie plekke wat gloat daaroor. Dis lekker om te sien wat die Here nou doen. En die Here sê ons mag dit nie doen nie, ons is besig om saad te saai wat ons 'n oes gaan kry. So Vader, ons wil ook hier kom as Suid-Afrikaners en ons wil vir U sê ons is jammer dat ons verlekker in die mense wat nou aan die lig kom as wicked. En Vader, ons wil bid en ons wil sê ons is jammer. Ons wil kom en vra Here, U het vir hulle gesterf. Ek bid dat hierdie 'n kruispad in elkeen van hulle se lewe sal wees en dat die liefde van Jesus nou in totale repentance en gebrokenheid van elkeen van hulle besit sal neem, Here. En dat die prys wat Jesus betaal het vir hulle geaktiveer sal word in hulle elkeen se lewe in die naam van Jesus. Here, so ons staan by hierdie plek en ons wil vir U sê, ons is U priesters en ons wil kom intercede en ons wil vra Here dat U asseblief die ore en die oë van hierdie mense sal oopmaak, dat te midde van die goed wat hulle sonde wat geopenbaar word, hulle in gebrokenheid voor U sal neerval sodat Jesus hulle kan red. Here, dankie dat U vir ons wys op ons eie sonde ook en dat ons dit voor U kan bring en vra Here, kom verander ons. Here Jesus, dat U naam verheerlik sal word. En ons sê almal saam, amen, amen. Natalie, dankie. Dankie vir hierdie woord. Ek besef dit is 'n ernstige woord en ek wil vir julle vra. Vat Obadja en gaan lees dit. Nog 'n ding by die Here gewys het, Natalie, wat ek moet bid. Julle kan bly sit, is dat
die woord sê, hier gaan dit nie net oor goed op die aarde nie. Onthou Josua, ons het baie gepraat oor die sterre. Die Here het vir Deborah gesê, die skrif staan, and the stars fought with Deborah to the victory of God. Nou net so weet ons die demoniese in witchcraft, doen rituele in die son, maan en die sterre. En hulle kom dan by mekaar, sodat hulle met die kragte en magte in die hemel, saam met die mense op aarde, die vyand se magte, kan werk vir die oorwinning van die vyand. So ons wil kom en ons wil sê, ons is jammer Here, elke plek waar hulle gekom het en waar hulle rituele gedoen het in die son, maan en die sterre, en waar daar wettige reg deur ons sonde is, vir die son, maan en die sterre, om saam met ons, saam met die vyand te kan werk, vra ons vergifnis, ons wil vra, dat u elke ritueel nou sal kanselleer, al die stemme sal stil maak, en Vader, ons wil verklaar, ons stem saam met die hemel en die aarde moet getuig van die heerlikheid van God, en waar ons oorgaan in Nisan, wat die ram is, wat die kruisiging van Jesus is, sê ons staan in lyn met die oorwinning van die kruis van Golgotha, om te beklei vir die heerlikheid van ons God, om te manifesteer in en deur hierdie aarde, en ons sê almal saam, Amen. Amen. Great. Nog iemand wat iets wil sê? Dankie Natalie. Tannie Fransie, ek wil net hierdie skrif ook verklaar oor die hemel en die sterre en wat Tannie nou gebid het. Dit is Psalm 19 vers 1. The heavens are telling of the glory of God, and the expanse of heaven is declaring the work of his hands. Amen. 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 Ja, ons verklaar dit saam. Amen. Great. Mag julle 'n geseënde res van die dag hê en mag die heerlikheid van die Here gesien word in en deur ons lewens. Amen. Goed.